Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees vanaand Openbaring 12 uit die 2020 vertaling. 2 dae 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. 'n Vrou bekleed met die son, met die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepyn geskree. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. Sy stert het 1/3 van die hemelse sterre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan, om sodra sy geboorte te skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het egter die woestyn ingevlug, na 'n plek wat daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar deur 1260 dae lank kon versorg. En daar het die oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van weleer, wat duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep. Nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God deurgebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Daarom, juig hemel en diegene wat in die hemel woon. Wee julle aarde en see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. En toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou agtervolg wat geboorte geskenk het aan die manlike kind. Aan die vrou is egter die 2 vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na haar plek in die woestyn kon vlieg, waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slange versorg sy word. Die slang het toe uit sy bek 'n stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg, om haar deur die stroom te laat meesleer. Die aarde het die vrou egter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingesluk. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag wat die gebooie van God nagekom en vasgehou het aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Toe het hy op die strand by die see gaan staan. Dit is God se woord. Goeienaand julle. Dis 'n voorreg om vanaand hier te wees. Toe ons die preekrooster uitgewerk het so 'n paar maande terug, toe het Johan probeer argumenteer dat hy hierdie preek moet preek en ek moet nie, want dis die World Cup final. En hy was baie nice geweest om dit te sê, maar my geloof is te klein. En so ek het nie gedink gaan 'n World Cup final wees gisterand nie. Ek het nie gedink ons gaan in hom wees nie. En so ek was moeg vandag. En Johan was my genadig om my te wou uitruil met my, maar ons het dit toe nou nie gedoen nie. So hier het julle my nou vanaand. Ja, my naam is Elo van die Kerk, vir die wat julle nie weet nie. Is 'n voorreg om hier by julle te wees en is lekker dat die weer verander het. Vanoggend was somer, vanaand is winter of iets tussenin. En so is 'n voorreg. God se wêreld is interessant en is vol dinge. En ons gaan in vanaand se teks gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Nou hoe verstaan ons die wêreld waarin ons onsself bevind? Maar voor ons daar kom, gaan ek net weer bid en vra dat God ons genadig sal wees soos wat ons saam na sy woord kyk. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanaand. Ons dankie vir hierdie paar oomblikke wat ons in U naam kan vergader, waar ons na U woord kan luister.
Ons wil vra dat U met ons sal praat. Vader, sal U ons help om U stem te hoor? Sal U deur die Gees in ons harte werk en ons oë oopmaak om die bemoedigende boodskap van Openbaring te hoor, ons eie te maak en volgens te lewe. Vader, ons bid dat U ons sal opbou in die geloof. Ons bid dat U hierdie tyd sal gebruik vir U glorie en vir ons beswil. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ja, wat gaan aan met ons wêreld? Wat gaan aan in die tyd waar ons onsself bevind? Al soveel mooi rondom ons. Jacarandas in Oktober is amazing. Almal se Facebook profiles is vol van gesinnetjies wat foto's neem onder die jacarandas en dan partykeer wys hulle vir jou van 5 jaar terug toe hulle ook onder dieselfde bome foto's geneem het. Dit is baie mooi. Is 'n groot voorreg. Die bome is besig om groen te word. Na die reën van vandag hoop ek die gras gaan groen wees. Vanoggend was dit nog somer, so was lekker. Maar daar's soveel vreugdes om te beleef. Gisteraand se rugby was amazing geweest. Ek wou gaan slaap het natuurlik want ek was vanoggend bietjie besig. Maar my bure wou nie gaan slaap het nie want hulle het te lekker gekuier. Daar was te veel in die lewe vir hulle om te geniet en met mekaar geniet en so die lewe was 'n lied gisterand geweest vir 'n klomp mense en ek dink ons het baie om voor dankbaar te wees as Suid-Afrikaners. God het nie van ons vergeet nie. Maar die lewe is nie altyd so nie. En so die maar gedeelte. Die wêreld rondom ons is pragtig. As ons stop, sien ons die blommetjies en ons sien die bome. Maar as ons net stap deur die lewe, dan sien ons nie die blommetjies raak noodwendig nie. Ons hoor nie meer die voeltjies nie. Ons hoor nie die voeltjies wat ons sou gesien het, wat daar is nie, omdat ons harte is angstig. My hart is angstig. Ek hoor die stem van angs baie sterker in my kop as die stem van voeltjies en die stem van my kinders wat sing en wat vreugdeviere in hulle hartjies het. En so, ek weet nie wat dit vir jou is nie. Ek weet nie waaroor jy, miskien is jy nie angstig nie en prys die Here daarvoor. Miskien is jy nie vandag angstig nie. Maar ek weet nie waarvoor jy dalk bang is nie. Die liedere wat ons gesing het ons uitgeroep om ons vertroue in Jesus te sit. Wanneer ons bang en angstig is. Maar ek dink dit is goed vir ons om net te besef dat ons is baie kere onseker. Ons is baie kere, kyk ons na die toekoms van ons land. Ons sien hoe die mense een vir een gaan en ons wonder, wat gaan van ons word? Ek het in die week by mense gewees wat se kind ernstige operasies in die laaste tyd gehad het en die ma het op 'n bal gesit, een van daai bouncy balle en ek kan sien die ma is foos. Sy was 'n week lank in die hospitaal gewees. Maar die babatjie het seer en so sy sit op die bouncy bal en probeer die baba aan die slaap te maak, maar die ma lyk of sy van die bal af gaan val. Soos wat sy doodmoeg is en haar rug is seer van bouncy altyd, maar dis al wat maak dat die kind nie huil nie. En dan sê sy vir my met trane in haar oë, sê sy vir my ek sien hierdie as 'n kans want sy het 'n groepie waarop sy mense vra om vir hulle te bid en ek sê toe sy getuig toe dat sy gister gesê het op die groepie dat sy kan nie meer nie. Die kind huil en sy eet nie en sy weet nie meer wat om te doen nie want haar kind wil nie eet nie en die kind huil. En toe sit sy op die groepie, bid asseblief en toe bid mense en toe eet die kind en die kind gaan slaap. En so sy sê toe, soos wat sy daar op die bal half van die slaap sit met trane in haar oë, sê sy ek sal hierdie elke keer weer doen as ek net vir die Here kan eer gee vir die manier waarop hy my help in die situasie. En so dit is 'n perspektief wat my inspireer. Dis 'n perspektief wat ek dink wat Openbaring 12 vir ons wil gee. Dis 'n perspektief van iemand wat vashou aan God ongeag die omstandighede. So hoe is ons as kerk veronderstel om te lewe in die gebrokenheid wat ons daagliks ervaar? Hoe is ons veronderstel om te lewe soos daai vrou? Hoe is ons veronderstel om te volhard? Ons het perspektief nodig. Ons het nodig om te verstaan wat rondom ons aangaan en die stryd waarin ons onsself bevind. Job was iemand wat die goeie en die slegte in die lewe geken het. Job was 'n karakter uit die Ou Testament en hy word beskryf as 'n opregte man, 'n man wat opreg lief was vir God. En hy word ook beskryf as iemand wat daar was niemand meer vermoënd as hy in die ooste nie. En so Johan sê vir my met die Afrikaans 'n bietjie tone down. So vermoënd beteken ryk.
Daar was niemand ryker as Job in die ooste nie en hy was 'n goeie man geweest. En toe sê die duiwel vir God, die enigste rede hoekom Job so lief is vir jou is omdat jy so goed is vir Job. En God sê toe vir die duiwel, kom ons kyk. Jy kan kyk. Jy kan doen wat jy wil aan Job. Jy mag hom net nie doodmaak nie. En dan gaan die duiwel en hy as jy Job lees, is 'n interessante boek, is jy moeite werd om dit te lees. So die duiwel gaan dan en daar kom vuur uit die hemel uit neer wat Job se kudde en sy werkers doodbrand. En die duiwel stuur 'n sterk wind uit die woestyn uit wat die huis waar Job se kinders besig is om 'n feesmaal te hê, vee die huis plat en al sy kinders is dood. Daar's nasies wat die duiwel oprig wat die Sabeërs en die Galdeërs wat kom en met die swaard Job se mense doodmaak en sy kudde vat, sy rykdom plunder. En selfs naby aan die huis, selfs binne in Job se huis, sê sy vrou vir hom, Job, vervloek die Here, want hy is nie goed vir ons nie, hy is nie goed vir jou nie. En selfs sy vriende, Job se vriende, gee vir hom slegte advies. Hulle beskuldig, hulle sê vir hom, dis sy skuld, die straf wat hy kry, verdien hy. En so die duiwel probeer om Job te vernietig, probeer om sy geloof te vernietig, sodat hy God kan bykom. Maar Job het nie gesondig nie. Job het 'n ongelooflike geestelike perspektief op die lewe. Hoor wat sê hy in Job 1 vers 21. Hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Wat 'n perspektief. Wat 'n perspektief, dat alles is net 'n geskenk. Job se liefde vir God word tot op die uiterste getoets en dit word as eg bewys. En in die proses verloor die duiwel en God wen. Nou 'n vraag wat ons onsself moet vra om ons te help om perspektief te kry op ons bestaan is wie is verantwoordelik vir Job se swaar kry? Wie is verantwoordelik vir Job se swaar kry? Is dit die wind en die vuur? Of is dit die Galdeërs of die Sabeërs? Of is dit sy vrou? Of is dit sy vriende? Of is dit die duiwel? Of is dit God? Wie is verantwoordelik vir Job se swaar kry? Die antwoord is ja, almal. Almal is verantwoordelik vir Job se swaar kry. Die vuur het hom skade berokken. Die Galdeërs en die Sabeërs gaan moet rekenskap gee van dit wat hulle aan hom gedoen het. Maar die duiwel staan agter dit alles. Die duiwel is die een wat God se kinders probeer vernietig en hulle geloof en vertroue in God probeer vernietig. Maar God staan oor dit alles. God het oor dit gestaan. Hy het toegelaat dat die duiwel sy kind aanval, want God het sy kind beskerm. God het sy kind se geloof as eg bewys en in die proses is die duiwel verslaan. Die duiwel mag dalk houe inkry in hy het verseker houe ingekry in Job se lewe en die duiwel mag dalk houe inkry in ons lewens. Maar die duiwel kan nie God se goeie plan vir ons ondermyn nie. God laat toe dat ons swaar kry. Hy laat toe dat ons vir 'n tydperk lank swaar kry. Job het vir 'n tydperk lank swaar gekry. En die egtheid van sy liefde vir God is tot op die uiterste toe getoets. Maar God het sy punt gemaak. Sy kinders is werklik lief vir hom en so wen God deur sy kinders staande te hou. Nou die storie van Job help ons om Openbaring 12 te verstaan. Dit is 'n boodskap wat ons help om sin te maak van die wêreld waarin ons onsself bevind. En ek dink ek wil net vinnig vir 'n oomblik verduidelik. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. 'n Gebroke wêreld beteken sonde het in die wêreld ingekom. Ons lewe nie meer in die paradys nie. En so ons is nie meer in 'n omgewing waar die wêreld is gekurs as gevolg van sonde. So daar is gebrokenheid in die wêreld. Die wêreld is nie meer 'n perfekte tuiste vir ons nie. Daar is dorings en dussels, daar is siekte. Ons omgewing is nie ons gunstig gesind soos wat dit was in die paradys nie. Maar daar's verdere gebrokenheid in die wêreld wat ook vir ons tot swaar kry kan lei. Dis ons eie gebrokenheid, ons eie sonde lei tot swaar kry vir ons. En die sonde van ander lei tot swaar kry vir ons. En as ek na die wêreld kyk, is dit hoe ek na die wêreld kyk baie keer. Ek kyk na die wêreld as gebroke in terme van my sonde, julle sonde en die gebrokenheid van ons omgewing. Maar wat ons in vandag se teks moet raak sien,
dis nie net die gebrokenheid van die wêreld wat ons skade berokken nie. Ons het 'n vyand. As kinders van God het ons 'n vyand wat ons aktief probeer vernietig. Die duiwel is besig om ons te probeer bykom. Ons kan nie alles verstaan wat die duiwel doen nie. Ons kan nie die geestelike realm sien nie. Ons weet nie of die duiwel agter die vure staan en die winde staan nie. Ons weet nie of die duiwel agter die nasie staan nie. Ons weet nie agter watter finansiële krisis of korrupsie of regering staan die duiwel nie. Ons weet nie agter watter van die mense in ons lewens wat probeer om ons harte weg te draai van God af, die duiwel staan nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is die duiwel probeer ons te vernietig en God laat baie toe. Maar 'n onwrikbare geloof en vertroue in God is wat die duiwel se bose planne verslaan. Ons is vandag in die middel van Openbaring. Dis 'n draaipunt in die storie van Openbaring. Dis waar die stryd tussen Jesus en die duiwel begin. En dis waar soos Johan en Poen het seker al vir julle gesê dat Openbaring beweeg so in 'n spiraal, in 'n sikliese spiraal en hoe soos 'n water wat uit 'n bad uitloop en hoe nader dit na die einde toe kom, hoe vinniger loop dit en hoe meer intens raak dit. En so die duiwel raak, hoe korter sy tyd raak, hoe meer listig raak hy en hoe meer aggressief raak hy. Nou Openbaring is geskryf vir oorspronklik vir 7 kerke in Klein-Asië in Johannes se tyd om hulle te help om te weet hoe om te lewe in die hand van die einde van die storie. En die boodskap is nog presies dieselfde vir ons ook. Ons is 'n kerk wat moet weet hoe om staande te bly omdat ons weet hoe die storie eindig. Soos in die res van Openbaring is daar elemente wat moeilik is om te verstaan, maar die oorgrootte boodskap is redelik maklik om te verstaan en ek dink is geweldig bemoedigend vir ons as ons verstaan waar ons onsself bevind. Nou die teks laat ons in 3 rigtings kyk. Die teks wat vir ons gelees is, kyk in 3 rigtings. Die eerste vers 1 tot 6 kyk ons terug. So ons kyk terug na wat aan die kruis gebeur het. In vers 7 tot 12 kyk ons op na wat gebeur het in die hemel toe Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het. En in vers 13 tot 17 kyk ons vorentoe na wat ons kan verwag. En so vers 1 tot 6 kyk ons terug. Die eerste prentjie wat ons onsself moet verbeel, wat ons sien in vers 1 en 2 is 'n swanger vrou. Die beskrywing van die swanger vrou van die son, maan en sterre wat rondom die swanger vrou is 'n ekho uit Genesis 37. In Genesis 37 het Josef verdroom waar die son, maan en sterre en die 12 sterre, wel sonder hom nou, die 11 sterre voor hom buig. En so die prentjie verteenwoordig, die sterre verteenwoordig die 12 stamme van Israel. En so in Jesaja 26 sien ons Israel is 'n swanger vrou en in Galasiërs 4 vers 26 sien ons die nuwe Jerusalem word beskryf as ons moeder. En so die swanger vrou wat ons sien in vers 1 en 2 is nie net Maria. Dit is die mense van God. Maria is een van die mense van God, maar die swanger vrou, hierdie weerlose swanger vrou wat uitroep van pyn, is die mense van God. Nou hoekom dink julle sal die mense van God beskryf word as 'n swanger vrou? As ons oor onsself dink, hoekom sal ons beskryf word as 'n swanger vrou? Want ons, as die mense van God, het 'n rol om te speel. Ons is die mense wat moet oorsprong gee aan die nuwe generasie van mense van God. En ons het 'n verantwoordelikheid om na die babas, die nuwe generasie van God om te sien. Ons as 'n kerk het 'n rol om te speel. En so ons as Ligpunt is soos ander kerke waar Jesus die koning is en waar die Gees aktief is, het 'n rol om te speel. Ons moet in die Here se genade gebruik hy ons om nuwe geestelike lewe aan die dag te bring. En ons het 'n rol om te speel om baie mense te beskerm en te versorg, mekaar te beskerm en te versorg. En in vers 3 tot 4 sien ons nog 'n prentjie. Ons sien 'n prentjie van 'n 4-rooi draak met 7 koppe, 10 horings en 7 krone.
Vers 9 sê in ons teks sê vir ons die slang, die draak is die slang van Genesis 3. Dis die verleier en aanklaer van God se mense. Die slang van Genesis 3 het ontaard in 'n moordende rooi draak. Die horings van die draak is mag en die krone van die draak is sy gesag. En so dis die prentjie wat ons sien is van 'n gevaarlike draak, is 'n moordende, magtige draak wat die mense van God aanval, wat die vrou aanval. Kolossense 1:3 beskryf hierdie wêreld as die koninkryk van duisternis, waaruit die gelowiges gered moet word. En so ons moenie die duiwel se mag en sy gesag in hierdie wêreld onderskat nie. Die duiwel is 'n magtige draak wat God se kinders wil verwoes. En in vers 4 sien ons uit 'n spesifieke fokus. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, om sodra sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Die spesifieke kind wat die draak probeer verslind het, is Jesus in hierdie geval. Die een wat lewe gee aan al die ander. Jesus is die manlike kind en soos wat Johan vir ons gelees het in Psalm 2, word hy beskryf as die een wat met die eysterstaf die nasies gaan regeer. Nou vers 5 gee vir ons 'n baie kort weergawe van Jesus se lewe. Basies is dit Jesus is gebore en ons kan aflei die draak het hom nie vernietig gekry nie, want hy het opgevaar hemel toe en hy sit aan die troon, in die troonkamer van die hemel aan die regterkant van God, van waar hy nou regeer oor die heelal. En so die punt wat ons moet sien in vers 5 is die draak kon dit nie regkry om die kind te vernietig nie. Die kind het gewen. God is in beheer en die kind is waar God bestem het vir hom om te wees, in die troonkamer van die hemel. Nou as ons terugkyk in Matteus deur die lens van Openbaring 12, dan sien ons, ek hoop julle kan onthou, met Jesus se geboorte wou koning Herodes hom doodgemaak het. En ons kan nou terugkyk en sien dit was die duiwel wat agter koning Herodes gestaan het om Jesus te probeer vernietig. En ons kan sien hoe genadeloos die duiwel is en hoe magtig hy is. Ons kan sien hoe hy duisende kinders vermoor. Almal onder 2, alle seuns onder 2 het koning Herodes laat vermoor omdat die duiwel probeer het om Jesus by te kom. Die duiwel is magtig, maar die duiwel se mag is beperk. Want God het Jesus beskerm. Die engel het vir Josef en Maria gesê, vat hom Egipte toe, en hy daar gebly tot koning Herodes dood is, en toe die engel vir hom gesê, nou kan hy weer terugkom. En so dis 'n skokkende prentjie van hoe wreedaardig die duiwel is, maar ook van hoe God die mag van die duiwel beperk. Die konflik tussen die draak en die swanger vrou en die kind kom van Genesis 3 af. In Genesis 3 het die slang vir Adam en Eva verlei. En God het toe die slang vervloek. God het die volgende vir die slang gesê in Genesis 3 vers 14. Hy het gesê, toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Die konflik tussen die draak en die vrou en haar nageslag het begin in Genesis 3 en het 'n klimaks bereik in Jesus se lewe, dood en opstanding. Maar Jesus het gewen. Jesus het gewen. Hy sit nou op die troon, maar die konflik duur voort. Ek dink dis wat ons moet besef van die tydperk waarin ons onsself bevind. Vers 6 praat van 1260 dae. En dis nie die eerste keer wat ons met hierdie tydperk te doen het nie. 1260 dae het ons verlede week gesien, is 42 maande, of soos wat in vers 14 genoem word, is dit 'n tye en 'n halwe tyd. So 'n tyd is 'n jaar, tye is nog 2 jaar en 'n halwe tyd is 'n halwe jaar. En so is 3,5 jaar, 42 maande of 1260 dae. Ongeag hoe ons by die syfer uitkom, die punt is 'n spreekwoordelike tydperk. Is 'n spreekwoordelike tydperk wat ons onsself hier bevind, wat die oorlog gewen is,
maar die konflik duur voort. Ons het 'n rol om te speel in hierdie tydperk. Ons moenie nou hemel op aarde verwag nie. Maar ons moet ook nie moed opgee nie. Ons kan nie moed opgee nie. Ons het 'n rol om te speel. Jesus roep ons om ons rol te speel. En hy is met ons. God is met ons. Die duiwel sal enige iets doen om ons te kry om ons rug op God te draai. Maar God is met ons. Hy hou ons staande. Vers 6 sê, volgens vers 6 vlug die vrou na die wildernis vir 'n tydperk. Daai tydperk, 1260 dae. 'n Plek wat God vir haar voorberei het. God het dit vir haar gereed gemaak en dis daar waar hy haar versorg. En so ons bevind onsself nou as die vrou in die wildernis tydperk. Die wildernis tydperk is weer eens is 'n metaforiese taal wat uit Exodus uitkom. Toe God Israel uit Egipte uit verlos het, het hulle deur die wildernis gegaan. So hulle is deur die see, hulle is in die wildernis, daar moes hulle leer om God te vertrou, soos wat hulle op pad is na die beloofde land toe. En so wat die Openbaring hier vir ons sê is ons beleef nou 'n wildernis tydperk. Ons is nou in 'n tydperk waar ons moet leer om God elke dag te vertrou. Israel moes God vertrou elke dag vir kos en elke dag vir beskerming en elke dag om hulle te lei bedags met 'n wolkkolom en snags met 'n vuurkolom. En soos wat hulle hom gevolg het en hom leer ken het en sy wette gekry het om te weet hoe om in 'n verhouding met hom te lewe, was hulle op pad na die beloofde land toe. En so dis die tydperk waarin ons onsself nou bevind. 1260 dae van wildernis tydperk waar ons God leer ken en waar ons getrou is en waar ons ons rol as vrou in hierdie wêreld vervul. Die wildernis is nie ons tuiste nie. Dis 'n tydperk wat ons moet deurgaan waar ons 'n rol het om te vervul en waar ons God moet leer ken as ons bruidegom. Die prentjie wat ons hier in vers 6 kry, is dat ons nou 'n vrou is in die wildernis wat God versorg en wat deur God beskerm word sodat ons hom beter kan leer ken. Ons harte hunker huis toe. My hart hunker om nie meer angstig te wees nie, om nie meer hoef bang te wees nie, om nie meer onsekerheid te hoef te beleef nie. Maar ons is in hierdie wildernis tydperk want ons het 'n rol om te vervul. Ons as die vrou moet geestelik ons rol vervul sodat God nuwe geestelike kinders kan kry. En ons moet mekaar versorg en ons moet God leer ken en getrou leer wees soos wat Job was. Dis waar ons onsself nou bevind. En dis waarna toe ons teruggekyk het. So ons het teruggekyk na wat die kruis vir ons beteken en nou gaan ons opkyk in vers 7 tot 12 na wat in die hemel gebeur het aan die kruis. Weereens is 'n poging om ons te help om geestelike perspektief te kry op ons huidige ervaring. En so vers 7 tot 12, kom ons lees dit saam. En daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer plek vir hulle in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van weleer, die duiwel en die Satan, wat die duiwel en die Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. En so is weer 'n prentjie van Jesus se oorwinning. Jesus het gewen. Die draak is neergegooi. En in die hemel is 'n oorwinning behaal. Maar kom ons lees aan in vers 10. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep. Nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God deurgebreek. En ook die volmag van sy Christus. Omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is. Hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Jesus het gewen. Die Satan het nie meer toegang tot God nie. Hy is uit die hemel uit neergegooi op die grond. En so hy het nie meer toegang om ons aan te kla nie. En behalwe dat hy nie toegang het om ons aan te kla nie, het hy ook niks meer om ons van aan te kla nie. Die lam het die prys vir ons sondes betaal. As God nou na ons kyk, is ons skoon gewas. Die wie se vertroue in die lam is totaal skoon gewas. Jesus se plek, sy lewe tel nou vir ons lewe. En so die duiwel het verloor. Jesus het gewen.
En ons lewe in daai oorwinning in vers 11. Vers 11 sê hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Ons oorwinning is opgesluit in Jesus se oorwinning. Die duiwel het gedink hy's besig om te wen toe Jesus aan die kruis gesterf het. Dit gelyk soos 'n nederlaag. Het gelyk soos die hartseerste, slegste nederlaag van alle tye. Maar God het daai slegte omstandighede gevat en gewen. Hy het ons sondes, die dood en die duiwel aan die kruis oorwin. En so dit is waarin ons deel. Dit is ons boodskap en dit is soos wat ons daai boodskap verkondig wat ons deel in Jesus se oorwinning. Dit is hoe ons veg teen die duiwel. Dit is deur die boodskap van Jesus, die lam van God wat die wêreld red van hulle sonde, verkondig dat ons wen. In Lukas 10 stuur Jesus die 72 disippels uit om te gaan getuig van die koninkryk van God wat op aarde gevestig is. En in vers 17 kom die 72 terug nadat hulle die mense gaan vertel van die koninkryk van Jesus wat op aarde gekom het. In Lukas 10 vers 17 sê volgende: Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê: Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Toe sê hy vir hulle: Ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien neerval. Die getuienis wat ons bring oor die lam van God wat die wêreld red, is die oorwinningskreet. Dis soos wat ons dit verkondig dat ons spreekwoordelik saam met die ander disippels die draak neergooi. Dis deur die verkondiging van die lam en wat hy vir ons gedoen het, wat ons veg en wat ons wen. Die duiwel weet sy tyd is min en dis hoekom hy so lustig veg. Dis hoekom hy ons probeer seermaak. Dis hoekom hy soveel goeders aan ons doen. Ons is in 'n wildernis bestaan, maar ons is veilig. Ons is veilig op grond van die bloed van die lam en daar's niks wat die duiwel aan ons kan doen nie. Jesus het reeds die prys vir ons sondes betaal en so ons deel reeds in die oorwinning wat Jesus behaal het. Dis wat in die hemel gebeur het. In vers 13 tot 17 kyk ons vorentoe na wat ons kan verwag. Soos wat ons vorentoe kyk is daar twee prentjies weer eens wat Openbaring gebruik om vir ons die idee te kommunikeer van wat ons kan verwag. Vers 13 sê: En toe die draak sien dat hy op aarde neergegooi is, het hy die vrou agtervolg wat geboorte geskenk het aan 'n manlike kind. Aan die vrou is egter 2 vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na 'n plek in die woestyn kon vlieg, waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slang af versorg kan word. En so die eerste prentjie is weer eens 'n prentjie van die duiwel is woedend en hy val God se kinders aan. Hy val die vrou aan en hy probeer te kyk wat hy kan regkry. Maar die prentjie van die arendsvlerke is 'n prentjie wat weer eens uit Exodus uitkom. So kom ons lees Exodus 19 vers 4. Ons is amper daar. Exodus 19 vers 4 sê: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, hoe ek julle op arendsvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. En soos wat die duiwel ons aanval, moet ons hierdie prentjie in gedagte hou. Israel het gevoel hulle is in die wildernis. Hulle was fisies in die wildernis. Ek weet nie of julle al gesien het hoe lyk die woestyn in Egipte nie. Dis 'n terrible plek. Die woestyn lyk soos 'n maanlandskap. Dit is swart en is droog en is dor. En dit is waar ons onsself bevind. Maar die belofte is dat God sal ons op arendsvlerke na hom toe bring. Dis die enigste plek waar ons veilig is. Dis die enigste plek waar ons harte vrede en rus gaan kry. Vir nou, vir 'n tydperk, gaan ons hom moet vertrou in ons wildernis bestaan. Maar God sal ons by hom uitkry. En so as jy iets in die lewe besig is om in die gesig te staar, kan jy vertrou dat God sal jou by hom uitkry. Jy kan nou staande bly omdat jy weet Jesus het reeds gewen. En jy kan vorentoe kyk en jy kan vertrou dat God sal jou op arendsvlerke na hom toe bring. Ons sal rus en vrede by God beleef as ons sy kinders is. Die tweede prentjie wat ons sien in die laaste gedeelte, so wat ons vorentoe kyk in die toekoms in,
sien ons in vers 15. Vers 15 sê die slang het toe sy bek, die slang het toe uit sy bek 'n stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg, om haar deur die stroom te laat meesleer. Die aarde het die vrou egter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingesluk. En so wat is hierdie prentjie? Wat is hierdie stroomwater wat die draak agter die vrou aan spoeg om haar te probeer meesleer en verdrink? Kom ons dink oor wie die draak is. Die draak is die leenaar, is die vader van leuns. Hy is die ene wat ons probeer, die kerk probeer en die mense van God probeer vernietig deur leuns. En die manier waarop God reageer is hy sê ek sal daai water insluk. In die Ou Testament het God die aarde oopgemaak en valse profete ingesluk. En so dis die belofte waaraan ons kan vashou, is dat daar is in hierdie wêreld, in 'n post-truth society, is daar soveel leuns wat na ons kant toe kom. Al soveel dinge wat ons bedreig as 'n kerk en die mense van God. Daar is die duiwel is duidelik besig om die kerk te spoeg met leuns. En hy probeer ons te kry om saam te gaan met die golf. En ons kan duidelik sien hoe die wêreld saam met die golf van leuns gaan. En ons kan sien wat se skade die leuns in die wêreld berokken. Maar ons kan vertrou dat God sal, die ware kerk sal staande bly, want God sal ons beskerm. Hy is die koning oor die skepping en hy sal selfs die skepping gebruik om ons te beskerm. Vers 17 gee vir ons 'n definisie van die ware kerk en dis waar ons stop. Vers 17 gee vir ons 'n definisie van die ware kerk. Die wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis van Jesus. Dis wie ons is. Die gebooie van God som Johannes op in liefde vir God en liefde vir medemens en die getuienis van Jesus. En so dis wie ons is. Dis wat ons veronderstel is om te doen in ons wildernis bestaan. Ek sluit vir ons nou reg af. Ons het 'n perspektief op Job se lewe wat Job nie gehad het nie. Ons het die prentjie, ons het die volle prentjie. Ons besef wat die duiwel besig was om te doen. En ons besef dat die duiwel was besig om Job se vertroue in God te probeer vernietig. Maar Job het staande gebly want hy was werklik lief vir God. God het hom staande gehou. En so hy het nie gesondig nie. Sy hoop was nie in sy omstandighede nie. Sy hoop was in sy God. Sy ware, goeie God. En so Openbaring 12 help ons om perspektief te kry op ons lewens. Ons kan verwag dat ons op die diepste moontlike maniere getoets gaan word. Ons kan verwag dat die duiwel sy beste gaan doen om ons seer te maak. Maar ons weet, soos wat ons deur Openbaring 12 gewerk het, weet ons is gered op grond van die bloed van die lam. Ons is veilig en word versorg in hierdie wildernis tydperk. God sal ons beskerm teen die leuns van die duiwel en die vloedgolf waarmee ons probeer wegspoel, deur die aarde oop te maak en dit in te sluk. En hy sal ons, God self, sal ons op armsvlerke na hom toe bring. En so God is 'n goeie Vader. Hy is bewus van elke traan. God is nie onbewus van die swaar kry wat ons beleef nie. Ons swaar kry maak saak en ons swaar kry het ewigheidswaarde. Dis in 'n sekere sin vir my maklik om hier te sê julle swaar kry maak saak. Is in 'n sekere sin is dit maklik. Maar wanneer ek saam met julle by die huis is en julle deur die swaar kry van die lewe gaan, dan is dit moeiliker. Dis moeiliker om dit te sê. Maar dis waar. Dis waar dat elke hartseer wat God se kinders beleef vir hom saak maak. Psalm 56 sê die volgende: You have kept count of my tossings. Dit beteken God weet, hy het opgeteken in sy boek hoeveel keer ek gisterand omgerol het omdat ek bekommerd was oor my kinders se toekoms. God weet dit. Hy hou rekord daarvan. Hy sê you've kept count of my tossings, put my tears in a bottle. God sit ons trane in 'n bottel. Dink 'n bietjie hoeveel trane vat dit om daai koffievles op te vul. Dink hoeveel trane vat dit om een van daai koffievlesse op te vul.
Hoeveel swaar kry verteenwoordig 'n koffievles vol trane? Hoeveel swaar kry verteenwoordig dit? Maar hoeveel getuig dit van 'n gelowige wat nie opgegee het nie, 'n gelowige wat aangehou vertrou het in God? En op hoeveel glorie loop dit uit vir ons as God se mense? Hoeveel getuig dit van God se goedheid in die wêreld? En hoeveel kan God dit gebruik om ander mense na hom toe te nooi? Geen traan van God se kinders word gemors nie. Maar dit bring glorie. En so 2 Korintiërs 3 vers 18 sê die volgende: wanneer ons besef wie God is, dan word ons meer soos hy. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê: en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos met 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. God is besig om ons te beskerm. God is besig om ons te gebruik. God is besig om ons te vernuwe. Kom ons bid dat God met ons sal wees en dat hy ons help om 'n hemelse perspektief te hê, 'n geestelik gesonde perspektief sodat ons rol kan speel in sy wêreld. Kom ons bid saam. Vader, ons bely dat ons nie graag wil swaar kry nie. Ons wil nie graag die gebrokenheid van die wêreld erken nie. Ons wil nie ons eie sonde erken nie. Ons wil nie graag in 'n stryd geworstel wees nie. Maar Vader, ons is hier. Ons weet dit is goed. Ons weet U is goed en ons weet U sal ons staande hou. En so Vader, help ons asseblief om vas te hou aan hierdie idee. Help ons om vas te hou aan die lam wat vir ons sondes geslag is. Ons dank U dat Jesus die leeu en die lam is, dat hy in beheer is en tog vir ons sondes gesterf het. En ons dank U dat ons eendag by U gaan wees, waar ons harte werklik rustig gaan wees, waar U die trane uit ons oë uit gaan afvee en waar daar geen meer trane of hartseer of pyn gaan wees nie, want ons gaan by U wees en daar gaan geen meer sonde of duisternis in die wêreld by U wees nie. So ons dank U dat ons daarna kan uitsien en ons bid dat U ons sal gebruik. Sal U ons sterk maak? Sal U ons help om nie net deur die lewe te gaan en te probeer om te survive nie? Sal U ons help om betrokke te wees in die oorlog, om te getuig van Jesus en sal U ons help om so 'n oorwinning te lewe? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.